Kom ons sluit ons oë. Vader in Jesus Christus naam wil ons vandag kom en sê dankie. Dankie vir wie U is. Here, alles om ons verander, maar U sal nooit verander nie. Daarom kom ons vandag en sê dankie my God. Niks is vir ons gewaarborg nie, behalwe dat U ons lief het, behalwe dat U na ons gaan kyk, behalwe dat ons op U kan staat maak, behalwe dat ons weet, U is daar, winter, somer, herfs, lente, U is die God wat ons geskape het. Here, vandag wil ons aan U eer gee, lof, eer en aanbidding, word verheerlikheid. Here, word verheerlik deur die lofsinge van U volk, en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ja, ek gaan vanoggend praat oor die seisoen van winter. Ons gaan nou in winter in, maar ek wil spesifiek praat oor die winterseisoene in ons lewens. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Here. Genesis 8 vers 22, hier's 4 dinge wat God sê nooit sal verbygaan solank hierdie aarde bestaan nie. Kom ons kyk. Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nooit ophou nie. Seisoene is nodig in die natuur, seisoene is nodig in ons eie lewens. Jy kan nie altyd net gelukkig wees nie. Dis onmoontlik. Want hoe gaan jy weet jy is gelukkig as jy nie weet wat hartseer was nie? Hoe gaan jy weet hoe lyk dit bo op 'n berg as jy nog nie onder in die valley was nie? Ons moet al die seisoene in ons lewens hê. Maar winter is mos maar 'n kaal seisoen. Die blare is af, alles is so vaal. Oral waar jy kom skit mense sonder enige musiek van die koue. In die mall, in die kafee, oral waar jy kom. Dit lyk so vaal en oninteressant. Maar ons weet nie waarmee God besig is nie. En in die wintertyd is dit asof mense meer depressief gouer raak, is dit nie? Ek meen, dit voel net of alles stil staan. Ek weet nie of julle kan onthou nie, maar toe ons nog in die skool was, daai klaskamers is so koud, nee, dat die juffrou dink jy ken die antwoord, maar is eintlik jy wat bewe. Dit is ontsaglik belangrik dat hierdie seisoen in ons lewe moet kom. Tussen die herfs en die lente lê hierdie koue winterseisoen. Kyk hoe awesome was God. Hy het in die winter die dae korter gemaak en die nagte langer, tot my spyt. Ek hou nie van slaap nie. So die Here het die dag korter gemaak, die nagte langer, sodat ons kan rus, fisies kan rus in Christus. Maar is daai tyd, wanneer dit donker is, lyk goed mos maar anders. Het julle al agtergekom as jy siek is, nee? Dan bid jy vir die son om uit te kom. Dis asof jy sommer beter voel wanneer die son het uitgekom. Dis asof jy sieker is as dit donker is. En dit is stil in die nag, jy hoor niks nie. Dit is hoe God dit vir ons gemaak het. Want, hoekom het hy dit so gedoen? Dat ons in ons geestelike winter baie nader aan sy beloftes kan kom en kan weet, nou is ons totaal afhanklik van hom. Dis in hierdie tyd wat God binne in ons werk, dat ons kan sterker word in ons geloof, dat ons kan uitreik na God meer as ooit tevore. Dis in hierdie tyd wat ons tyd het om dinge te bepeins en te dink oor goed en God te nader in diepte, want dan word ons geestelike wordings sterker. Want nou het jy niks anders om aan vas te klou nie. Daar's nie goed wat jou aandag, want jy gaan nie in die winter ry soos wat jy altyd gery het nie, net gou kafee toe nie, jy wag tot jy sien daar's niks nie, dan gaan jy mok toe, want dit is te koud. Ons hele lewenspatroon verander in hierdie tyd, né? Ons voel sommer partykeer eensaam en verlate. Almal haat my en knou my af en ek weet nie hoekom nie. Want dit voel net nie lekker in die winter nie, dit voel so bedruk. Daar's niks mooi om jou na te kyk nie, maar mooi lê nie in blommetjies nie. Mooi lê in wat jy wil sien.
Die winter het 'n bekoring van sy eie. Kyk net 'n bietjie, ongelukkig kry ons nou nie sneeu nie. Dit sou nou nice gewees het. Maar ons kry dit nou nie. Kom ons kyk, Jesaja 9 vers 5 sê, ons kan stil wees in ons winterseisoen, want almal gaan daardeur, maar seisoene gaan verby. Ons bly nie in daai winterseisoen nie, want the darkest hour is just before dawn. Jou wintergeestelike seisoen mag vir jou verskriklik lank voel, mag vir jou voel, jy gaan nooit weer hier uitkom nie. Jy weet nie meer om terug te kom by die Here nie. Jy weet nie meer om hierdie sake reg te maak nie. Jy klou desperaat vas. En God beloof ons, staan op want jy het 'n ewige belofte. Wat is hierdie belofte wat God ons gegee het vir die winterseisoene in ons lewe? Jesaja 9 vers 5. 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouers en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. As jy elkeen van hierdie gaan bestudeer, dan gaan jy sien God is daar vir ek en jy in ons winterseisoene. Baie mense in die Bybel word vir ons verduidelik. Hoe was hulle winterseisoene? Kom ons kyk vir Josef. God gee Josef hierdie droom wat hy met hom wil maak. Josef deel met sy broers. Hulle word jaloers op hulle, want hulle pa trek hom openlik voor. Hy maak hom hierdie coat of many colors. En hy's arrogant. Hy sê, ek het hierdie droom gehad, julle, waar al die gerwe voor my neerbuig, ook die maan en die son. En julle is die gerwe, die maan en die son is ma en pa. Hy weet nie hoe om dit wat God vir hom gegee het, vir sy winterseisoen te bewaar nie. Wat maak hulle? Sy broers gooi hom in 'n put, verkoop hom vir 20 sikkel silwer aan Midianitiese koopmanne. Hy beland in Potifar se huis, hy werk vir hom. Hy word beskuldig vals deur Potifar se vrou. Kan julle sy winterseisoen voorstel? As jou hele familie jou wegsmyt en sommer verkoop aan heidene. Potifar se vrou jaag hom die hele paleis vol en hy hardloop letterlik weg. Dis wat die woord sê. Sy skeer 'n stuk van sy kleed af en sy sê vir haar man, kyk daar. Wat wou hy aan my doen? Hy gaan onskuldig tronk toe. Dink julle daai tyd wat hy in die tronk was en al hierdie dinge, het hy gesê, ag, is oké. Nee, maar hy het vasgehou aan die droom wat God hom gegee het. Hy het nie weghardloop van God af net na hom toe gehardloop. As jy weghardloop van God in jou winterseisoen, is jy alleen. As jy na God toe hardloop, dan sê hy, ek beloof jou, ek sal jou nie begewe nie, ek sal jou nie verlaat nie. Maak nie saak hoe erg dit lyk nie. Wat maak God met hom, omdat hy aan hom vasgeklou het? Hy vat hom van die put tot by die paleis. Josef word die tweede in bevel van die hele Egipte land. Dink julle hy het dit gesien toe hy daar in die put gelê het? Nee. Hy het ook deur sy emosies gegaan, maar hy het geweier om sy God te los. Hy kon homself verdedig het. Farao laat kom hom. Hy sê, ek hoor jy drome uit. Hy sê, nee, ek nie. God lê my drome uit. Hy staan op vir sy God, wat vir ons duidelik wys dat hy aan God vasgeklou het die hele tyd. Dawid se wintertyd, hoor wat sê Dawid, in Psalm 13, 1-6, hoor wat sê. Vir die musiekleier Psalm van Dawid, hoe lank, Here, sal U my aldeur vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? Hoe lank sal ek planne beraam in my siel, met kommer in my hart oordag? Hoe lank sal my vyand hom oor my verhef? Aanskou tog, verhoor my Here my God. Verlig my oë, sodat ek nie in die dood inslaap nie. Sodat my vyande nie kan sê, ek het hom oorwin nie. En my teestanders nie juig as ek wankel nie. Kyk wat raad Dawid deur hierdie winterseisoen van hom. Julle moet psalms lees.
Dawid kla in kern die heel eerste stuk van Psalms net oor alles wat met hom gebeur. Gaan lees dan. En die Here noem 'n man na my hart, 'n man na my hart. Want Dawid het sy hart voor die Here uitgepraat, in opregtheid. Hy het nie probeer, julle weet mos hoe maak ons baie keer. As jy uitgevang word met iets, dan sê ja, maar as hy nie, ja, maar as sy nie. Nee, Dawid doen dit nie. Hy sê dit soos wat dit is. Maar ek, op u goedertierheid vertrou ek, my hart sal juig oor u heil. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Dawid is nog besig om oor die omstandighede te praat, God het nog nie opgedaag nie, maar hy eer God so lank vir dit wat hy weet die Here vir hom gaan doen, want hy het gevra. Nou, hoe kom ons deur ons winterseisoen? Hoe kom ons deur ons geestelike winterseisoen? Vertrou en kies om God te glo. Vertrou en kies om God te glo, dat hy met jou is, selfs al voel dit nie so nie. Want ons as mens lewe meer op gevoelens as ons op wete leef. Ek voel daai een nou nie van my nie. Jy het geen koekenklou nie, maar jy voel so. Ek voel. Hou op voel en weet. Dit sê hy, ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Nooit is forever. Nooit het nie 'n einde nie. As God so sê, moet ek en jy kies. Maak nie saak wat hierdie winterseisoen in my lewe is nie. God het gesê. Ek glo dit en so sal dit wees. Dis die tyd in jou winterseisoen wat jy met Satan praat, nie van hom praat nie. Jy sê vir hom, ek bestraf jou in Jesus naam. Hierdie gevoelens is nie van my nie, dis nie van God nie, so dis jy wat dit op my afdruk. Ek bestraf jou in Jesus naam. My God sal my nie los nie, hy sal my nie verlaat nie, hy sal my nie begewe nie. Hier staan geskrywe, Satan. Dan los hy jou uit. Want hy weet, hy mors sy tyd met jou, hy het nog baie ander werk om te doen. Wanneer ons in ons wintertyd deur trials en tribulations gaan, hoekom laat God dit toe? Sodat ek en jy se geloof kan sterker word. Gaan lees Jakobus 1. Wat Jakobus sê, ag dit louter 'n vreugde as jy deur hierdie goed gaan. Nou wie van ons gaan ons kry, jippie, hier kom 'n trial en 'n tribulation. Wat hy van praat is daai diepe wete. Weet jy wat? Dit gaan nou geloof wat om te staan in hierdie seisoen. Ek moet God glo, want dis my behoud. Leun op God. Hoe leun jy op God? Deur gebed en die woord van God in jou winterseisoen. Dis die tyd wat jy regtig bid, ernstig bid, regtig jou hart voor God oopmaak. Jou hele hart, jou hele krag, jou verstand, alles voor die Here oopmaak. En sê, hierdie seisoen voel of dit nooit gaan eindig nie, Here. Hier sê Dawid, wanneer gaan u aangesig van my verberg? Hoe lank nog? Die Here sê immers, dat hy in die seisoen, alles ten goeie vir ek en jy gaan meewerk. En hy sê, bid sonder ophou. Bid sonder om op te hou. Wat is die eerste ding as ons 'n winterseisoen ingaan? Ons sou op bid. Gedelp. Ek het al alles gebid. Ek weet nie meer wat om te bid nie. Dis 'n baie goeie plek om te wees. Bly dan stil en weet hy's God. As jy nie weet wat om te bid nie, bly stil. Weet hy's God. Want hy sê, wees stil en weet ek is God. Ons voel om een of ander rede verplig, soos in die teenwoordigheid van God inkom, om 'n klomp woorde te sê. Is dit nie waar nie? Die Here eer dit wanneer jy sê, ek weet nie wat om te sê nie. Word of God speak. I find myself lost for words, and it's okay. Want ons weet nie altyd wat om te sê in die situasie nie. Gee God dan die kans om te praat.
Wat moet ons bid? Hy sê bid sonder ophou. Nou wat moet ons bid? Hoor nou. Jy kry die Bybel is deesdae so oulik dat hulle agterin het, byvoorbeeld anxiety, fear, sorrow, wat ook overal agter in jou Bybel staan. Dan soek jy 'n vers wat werk met jou winterprobleem. Dit waarmee jy sukkel. Jy soek 'n vers en jy staan op daai vers, want God sê bid my woord terug na my, Jesaja 55 vers 11, en dit sal nie leeg terugkeer nie. Kom ons, ek gaan vir julle voorbeelde gee. Byvoorbeeld anxiety, besorgdheid, Filippense 4 vers 6. Nou kry jy hierdie vers, Filippense 4 vers 6. Here, U sê in U woord, dat ek oor niks angstig moet wees nie, maar alles na U toe bring in gebed. Nou bid ek U woord terug, wat nie sal leeg terugkeer nie. Nou begin jy om bid. U sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Alles, met smeking en danksegging. Jy sê al dankie voordat jy die antwoord gekry het, want dit sê ek het geloof. Want wat se lekker is daarin om vir die Here te sê, o baie dankie, maar jy het eers gewag en gewonder en jou eie blessing teruggestuur hemel toe. Ag, dit gaan nie gebeur nie, en in ons familie gebeur niks nie, en ag, dis nie vir my beskore nie, en ek gaan maar hierdie kruis dra. En dan staan die engele daar en skud sy kop en, wat? Wat doen hy nou? Ek is al 3/4 pad met sy blessing. Nou moet ek alweer omdraai. Want deur jou eie woorde gaan jy geoordeel word. Die mag van lewe en dood is nie tom. Jy vra die Here vir 'n ding, God rig vir mense hierdie ding op. Weet julle wat verbaas my altyd verskriklik, ek moet dit eers vir julle sê. Wanneer die Here op jou hart lê om iemand te bless, en jy gaan en jy bless hierdie persoon, en dan sê hy, jy moes nie. Die Here sal jou nie stuur om dit te doen, as daai persoon nie 'n versoek gehad het nie. Dan gee jy vir die persoon, kom ons praat maar sommer geld, dan gee jy vir die persoon kontant en sê, dit was nou nie nodig nie. Excuse me. Wat is jy besig om te doen? Want weet julle wat is dit? Trots. En ek het jare daarmee gesukkel, tot ek pak by die Here gekry het. Want vir my is dit baie maklik om te gee, want ontvang, bietjie ander storie. Maar ek moes daai saak met God uitmaak. Maar dan sê mense, hulle het die hele tyd gebid en vir die Here gevra vir hulp, en die Here stuur die hulp, dan sê hulle, jy moes nie. Dis dan wanneer ek wil sê, moenie worry nie, ek het nie. Want wat sê jy nou eintlik? Gooi dit terug in God se gesig. En julle weet hoe voel ek oor geestelike bedel, né? Jy kan nie na die slagter toe gaan en sê, yes, weet jy hoe lank laas het ons vleis gehad? As jy dit vir die bakker sê, dis oké, want hy het nie vleis nie. Maar as jy dit vir die butcher sê, weet jy het vleis. En die vrede van God, kyk hoe mooi sê hy dit, wees oor niks besorg nie, laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. As ek dit verstaan en glo, dat hierdie woord sal na my toe terugkeer, dan moet ek net vers 7 lees, wat net daar volg. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus. Daar sê hy, as jy hierdie goed doen wat ek jou gevra het om te doen, sal ek vir jou die vrede gee waarvoor jy gesoek het. Kry 'n belofte uit God se woord uit en spreek daai belofte hardop. Omdat Satan nie kan gedagtes lees nie, help dit nie jy sê dit in jou gedagtes nie. Jy het niks bereik nie. Vir vrede. As jy smag na vrede in jou winterseisoen, Psalm 46 vers 10, dan sê jy,
Here, U sê ek moet stil wees en weet dat U is God. Ek bring nou hierdie chaos in my lewe na U toe en ek vra dat U vir my vrede gee. Verleiding. Hoeveel van ons moet elke dag 'n besluit neem? Elke dag van my lewe moet ek 'n besluit neem. En jy ook. Jy moet besluit of jy die bed uit gaan klim en kerk toe kom. Jy moet besluit of jy gaan werk, ons begin sommer dag. Jy moet besluit of jy gaan koffie of tee drink. Drink tee, julle, baie goed. Jy moet besluit wat gaan jy eet vir ontbyt. Jy moet besluit. Elke dag van ons lewe gaan uit besluite uit. Dan kom ons by groot besluite. Moet ek hierdie kar koop of moet ek hom nie koop nie? Moet ek hierdie huis koop of moet ek hom nie koop nie? Moet ek hierdie werk aanvaar of moet ek nie hierdie werk aanvaar? Groot besluite. En dan sê die Here, vra my. Verleiding. Psalm 32 vers 8. Sê U vir my, Here, dat U my sal leer in die pad wat ek moet gaan. U sal my lei in hierdie keuse, dan sal ek reg hoor. En U sê, U wil my raad gee. God sê, Jesus, ek wil jou die raad gee. En my oog sal op jou wees. Wat maak ons hart op na mense toe? Dink ek moet hierdie ding doen, dink ek moet nie. Hulle weet ook nie. Gaan na God toe sê, ek gesê, jy sal my raad gee, ek sit hier in 'n posisie, wat moet ek maak, Here? Maar weet julle wat doen ons dan, omdat ons so hastig is, dan gaan doen ons dit ons eie uit, ons het God nie kans gegee om te praat nie. Dan sê ons, maar hoekom het hierdie ding nou gebeur? Ek het dan gebid, het jy die antwoord gekry? Gebid, ja, maar waar is die antwoord? Want ek gaan jou antwoord uit die woord uit. Mense, in die winterseisoen is ons nie dood nie. Ons is dormant. Ons geestelike lewe gaan lê soms dormant in ons winterseisoen, maar ons is nie dood nie. Want dan groei ons wortels dieper. Ons wortels groei dieper en ons vrugte, ons geestelike vrugte kom in ontwikkeling. Want al die energie wat ons opgestoor het in al die ander seisoene, bepaal dat ons hier sterker word. Bo die grond lyk alles dood. En onder? As 'n boer plant, druk hy vandag die mieliepit daar in en môre staan daar net so groot mielie. Nee, die pit moet eers doodgaan daaronder. Dan kom die nuwe uit. Dan kom die plantjie uit, dat jy sien altyd kop onderste bo. Altyd kop onderste bo. Wanneer hy die son vang, dan kom hy op. Dis net soos ek en jy is in ons winterseisoen. Ons is kop onderste bo in ons winterseisoen, ons geestelike winterseisoen, en sodra die son, the Son of Jesus Christ, op die toneel verskyn, dan lig ons op. Sonneblomme draai hulle gesigte na die son toe. Ons draai ons gesigte to the Son, die Seun van God. Bo die grond lyk dit mors dood, onder die grond groei ons geestelik sterker. God is in beheer van al die 4 seisoene. Moenie murmureer in jou winterseisoen nie, bid, 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 bid. Jy hoef nie net jou winterseisoen te oorleef nie, jy moet hom leef. Leef in die winterseisoen. Jou geestelike lewe moenie verswak, wat ook al gebeur nie. Hy kan dormant lê in hierdie area, dat jy stil wees en weet, God is God. Kom ons kyk net 'n bietjie. Wat gebeur met bome in die 4 seisoene? Een boom, né? Ek en jy is een persoon. Dankie, Johan. Dis presies dieselfde boom. Hy moet deur al 4 hierdie seisoene gaan. Het julle gesien, daar's nie voeltjie op daai tak in die winter nie. Want daar's niks vir die voeltjie om daar te kry nie. Selfs die fisiese bome het God rus gegee. Kom ons kyk wat gebeur. In die lente, soos die temperature styg, word die bome wakker van hulle winterdormant lê. Hulle gebruik die gestoorde energie om botsels te kry. Nuwe blare en produseer bloeisels
om te reproduseer. In die somer, die blare is nou ten volle ontwikkel, gebruik die sonlig en fotosintese om vrugte te produseer. Die bome gebruik die tyd om te groei en vrugte en sade te ontwikkel. As ons in ons lente is, dan gebruik ons die gestoorde energie. As ons in ons somer is, dan is ons takke en ons blare skuilplek vir ons gesinne, vir vriende, vir familie, vir die wat stikken is, vir die wat seer is. Ons voorsien emosioneel, ons voorsien al hierdie dinge in ons somertydperk. In die herfst, nou is die dae korter en die koeler temperature trigger die bome om chlorofoll, moenie my vra wat is dit nie, te produseer. Dit veroorsaak dat die blare verkleur, rooi, geel, bruin. Dit vorm 'n seël by die blare se basis en laat hulle water verloor, sodat hulle in 'n rusperiode inbeweeg. Nou val die blare af. God is so magnifiek, hoe hy al hierdie goed in werking gesit het. In die winter, bome gaan in dormant stadium in en oorleef op gestoorde energie, sonder blare, wat hulle dan beskerm van dehydrasie en vries. Die gestoorde energie, die oop takke is gehard teen die koue, wind en sneeu. Ons gefestigheid in die woord van God maak ons gehard teen die aanslag van die lewe. Want Christus is ons wortel. Hy is ons hoeksteen. Ons is gewortel in Christus. Geen iets kan ons van die Here skei nie. Nie die dood nie engele nie, niks kan ons van God skei nie. Gebruik jou wintertyd. Jy is nie dood nie, jy is dormant. Na die winter kan jy weer uitsien. Hier kom lig, hier kom somer. Hoeveel keer hoor die mense in die winter sê, hierdie winter is nou lank, nou moet die somer kom. Die somer moet nou kom. Dankie God dat die Here ook elkeen van ons gemaak het om een of ander seisoen lief te hê. Jy hou meer van dit of jy hou meer van dat. Die herfst is altyd vir my mooi om te sien hoe die Here die blare inkleur. Party is oranje, party is geel. Dit is altyd so mooi om verby dit te ry, om te sien wat gebeur. Ek dink ons het verleer om bietjie met ander oë te kyk na God se skepping. Wie kan 'n leeu maak? Wie kan 'n olifant so interessant maak? Super intelligent, onthou met alles in hom. Toe Ruda en Monica nou gaan trou, nou soek ons 'n trouvenue. En ons gaan in die kasteel in, een van die Pyl. En toe ons so in die gang afloop, toe sien ek daai massiewe skildery van 'n olifant. Toe weet ek dis Hapoor. Hapoor het tussen die drade, dan trap sy die drade plat. Onthou die olifante is 'n vrou die leier, né? Trap sy die paal plat. Dan staan sy op die paal en lei sy die ander olifante dwars deur tot in Zimbabwe. Gaan eet hulle daar, dan trap sy mee plat, dan kom hulle weer terug. Toe die skildery sien, toe besef ek hoe intelligent, wie het vir haar gesê drade sjok. So maak God sy skepping volmaak. En weet jy wat? Jy is die kroon van sy skepping. Ek en jy is die enigste iets waarin God lewe geblaas het die ander geskape. So hoe kan jy jouself heeltyd afdruk en dink jy is nie goed genoeg nie en omgee wat ander mense oor jou dink? Laat God bepaal wie jy is. Geniet jou lewe terwyl jy asem in jou het wat God gegee het. Geniet dit. Beteken vir iemand iets in die lewe. Ek het Saterdag hier in die plotte af na die reën op so glypad. En ek het net gebid, Here, dat ek nie vassit nie. Ek is daar af om iemand se wels te gaan renew.
En hoe fantasties om te dink dat die Here vir ons al hierdie goed beteken net vir iemand iets. Wanneer laas het jy vir jou man of jou vrou gesê, ek waardeer jou? Of vir jou ma, of vir jou pa, of vir jou kinders, ek waardeer jou. Winter moenie 'n tyd van depressie en angs en sulke goed wees nie. Dit moet 'n tyd wees waar jy sê, Here, ek staan op hierdie woord lewe, U sê hy lewe. So as ek praat, dan praat ek met lewe. Praat nie met 'n boek nie. Die huisgenoot, Afbop se boek. Hierdie is lewe. As jy die koerant oopmaak, die valvleet, is dit dood en moord. As jy die huisgenoot oopmaak, is dit moord en dood. Hierdie lewe. En as jy hom terugpraat na God toe, dan gaan jou seisoene maklik. Jy gaan hulle nie skiep nie, want die Here sê hulle hierdie 4 goed gaan bestaan. Saai en maai, hitte en koue, somer en winter, nag en dag, hierdie goed gaan bestaan. Dit gaan nie verby nie. Ek en jy kan nie ons winter season skiep nie. Ons moet daarin wees soms. Maar jy het iets om na uit te sien, want vir ons is 'n kind gebore. Raadsman, alles wat jy nodig het is hierin. Alles. Mense het agendas, God nie. Hy is 'n liefdevolle God wat altyd net wil hê, jy moet na hom toe kom. Baie van ons het kinders, né? Of jy het mense vir wie jy lief het. En dan sien jy hulle soms deur hartseer tye en goed gaan en ek en jy voel hulpeloos, want ons kan dit nie vir hulle makliker maak nie. Maar God kan. Op daai stadium van hulle winterseisoen sit jy hulle in die hande van God en hy help hulle daardeur. Ons loof die Here vir wie hy is. Ons mag sy hande soek om ons te seën, maar kom ek sê vir jou, soek sy aangesig. Soos Moses. Here, ek wil U sien, face to face. Moses nie, ek moet jou daar in die rots wegsteek, want my heerlikheid is te veel. Ek sal met my rug by jou verbygaan. Ons loof die Here. Moenie dat jou winterseisoen vir jou laat voel jy is dood nie. Jy is net dormant. Gebruik hierdie seisoen, hierdie winterseisoen in jou lewe om sterker in God te word, om die woord te bestudeer. Jy het meer tyd. Die nagte is langer. Jy het meer tyd om te kan sê, Here, hier is ek. Lei my, bewaar my, behoed my. As jy in die Ou Testament gaan kyk, al die konings wat God in plek gesit het. Hierdie een het die Here gedien, daai een het nie. Van die Joodse konings was meer goddeloos as die heidene. Gaan lees. Salomo, die slimste man, die rykste man ooit in geskiedenis. Hy gaan bou heilige boomstamme en rabbies vir sy vroue. Sy winterseisoene. Winter is deur God gemaak vir 'n rede in jou lewe, kom daardeur. Loof hom en sê vir hom, Here, ek sal U woord spreek. Ons moet dit leer, gaan dit in julle indrul. Ons moet dit leer om die woord van God in situasies in te spreek. Dit is soos antibiotika in 'n wond. Hy maak gesond. Kom ons buig ons hoofde. Vader, dankie vir seisoene. Dankie vir seisoene in ons lewens in. Here, al voel dit soms vir ons of dit nie wil verbygaan nie. Soos koning Dawid sê, hoe lank nog, Here? Maar net daarna het hy gesê, dankie. Ek weet U sal my hierdeur help. Here, dankie, dankie, dankie. Heilige Gees, U is ons raadsman, ons leier. U is die een wat weet om ons te bemin, te vertroos, te versterk en te bemoedig. Ons dankie daarvoor, Here. Want ons weet, vir ons is 'n seun gebore, wat sal sorg dat die son elke dag oor ons lewens opkom. Here, U woord sê immers,
Joy comes in the morning. En U is die môrester. Ons loof U daarvoor, Here. Seën elkeen wat vandag hier sit. Seën alles wat met hulle tot betrekking het, Here. En ons dankie daarvoor. Seën ex-ministries. Dankie dat ons almal gesond hou, Here. Dankie dat ons behoed en bewaar en beskerm vir hierdie maande wat voorlê. En ons gee aan U alleen al die lof en eer en aanbidding in Jesus naam.